Nou, laasweek het ons gesels oor die duiwel. OK, onthou julle. En die wat nie hier was nie, sal sê, "Sjoe, ek het baie daai gemis." Nou, kom ek gaan vir jou opsom. I'm going to catch you up. En net in twee baie maklike gedeeltes. Wat het ons laasweek gesê van die duiwel? Punt nommer 1. As Paulus dink in Efesiërs is nodig om oor die duiwel te praat, want onthou ons volg die reeks deur Efesiërs. Ons volg die reeks. So nou het Paulus begin oor die duiwel praat, nou moes ek maar oor die duiwel praat. Maar is nodig, laat ons wys wie hy is en wat sy strategie is. Die eerste belangrike ding is, daar's twee groot foute wat ons maak met die duiwel. Punt nommer 1, ons maak of hy nie bestaan nie, of leef asof hy nie bestaan nie. Ons vermy hom. Of die tweede een is, ons maak 'n obsessie van hom. Elke ding is demonies, almal is demonies gevul, elke probleem in jou lewe is groot duiwels wat jou aanval, jou kinders se poppie met die pink hare wat regop staan word verbrand word, dis 'n duiwel. Die duiwel hou van al twee foute wat jy maak. As jy te min van hom dink, dan like hy dit. En as jy te veel van hom dink, dan like hy dit ook. Waarom? Want jou gedagtes is nie op God nie, is op hom. So wat ons sê is, volgens die woord, is ons baie mooi dophou. Dan het Jesus Christus nooit sleg gevoel om oor die duiwel te praat nie. Hy het nooit sleg gevoel om 'n man te spreek nie. So soms het Christus mense kom genees, dan sê hy net, word genees, maak jou oë oopgaan, laat jou ore oopgaan. Maar soms het hy gekom en 'n demoon uitgejaag. Christus het geweet wanneer is wat nodig. Nou, ons het laasweek, en ek kan nie nou laasweek oor preek, jy mag gaan luister, maar ons het gaan kyk, wat is die strategieë wat die duiwel gebruik? Want Paulus sê, hy sê, liewe gemeente, ons is mos nie bang vir die duiwel nie, want ons is mos met sy strategieë bekend. Is jy bekend met sy strategieë? Jy beter wees. Maar hierdie week kyk ons nie na wie hy is nie, en hierdie week kyk ons nie na hoe sterk en hoe bekwaam hy is nie, hierdie week kyk ons na wat is die duiwel se wapens en strategieë nie, ons kyk wat is ons wapens en strategieë teen hom. Want dis waar ons meer wil tyd spandeer. Wie is ons? Onthou julle, ons het hierdie reeks in Efesiërs begin deur te gesels, is Paulus leer vir die kerk eintlik wie hy is. So ons is besig om uit te vind, wie is ons in Christus? Wie is ons? Nou, die probleem is, die westerse wêreld het die duiwel doodgemaak, en hulle wil maak of hy nie bestaan nie. Dis die beste, maklikste ding. Maar die ander groot probleem, soos ek nou gesê het, of hulle maak heeltemal te veel van hom. Hulle gee vir hom meer krag as wat hy toekom. Hy kry free advertising by baie kinders van die Here. Baie keer as mense aan die duiwel dink, dan dink hulle aan die paranormale, abnormale. Hulle dink aan die paranormal, dit is die bo-natuurlike groot goed, as link die Exorcist, die mense met die kruis wat sê, kom uit is jy. Hulle dink aan al hierdie prentjies wat ons, ek hoop nie ons nie, maar wat Hollywood wil voorhou. Dis die duiwel, is hoe jy hom uitkry. Groot manne met swart klete, met kruise wat hom uitdryf uit ander mense uit. Tannies wat op beddens lê en omkrul. Maar die duiwel, sy grootste wapen is nie daai bo-natuurlike nie, is die normale gedagtetjies wat daagliks deur jou gedagtes vloei. Is baie normaal, is nie groot en bo-natuurlik nie, is eenvoudig. Hoe het die duiwel, wat ons idee met geestelike oorlogvoering vir die eerste keer begin? Onthou julle Genesis 3. Genesis 3 was die mense in die tuin, dit was 'n doodnormale dag, dit was nie 'n geestelike, bo-natuurlike, onnatuurlike tyd nie, dit is 'n doodgewone tyd. En toe die duiwel gekom met sy heel eerste aanval, en wat het hy gedoen? Hy het gejok. Die Here regtig gesê, jy mag nie van daai boom eet nie. Jy's beter as wat jy dink, nee. Jy verdien dit eintlik. Jy verdien eintlik om te weet wat aangaan. Die duiwel se heel eerste strategie is die klein lentjies wat hy elke dag vir my en jou probeer vertel. Klein lentjies. Ons hoef hom nie te gaan soek in die paranormaal. Ek moet daai woord nou ophou sê, ek kry hom nie reg nie. Dit is veel paras daar in daai woord. Ek keer as ek halfpad in die woord is, dan kom ek agter, ek moet nou mooi dink wat die volgende is. In die totale abnormale. Nee, ons moet hom raak sien in die daaglikse. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Nou, Satan does not leave
fang marks on your flesh, he leaves lies in your heart. Dis waar sy krag lê. Nou, waar lê ons krag? Wat kan ek en jy nou van pastoor Paulus leer? Want Paulus wil hê ons moet 'n paar goed verstaan, en Andre het vandag vir ons so mooi die skrif gelees. Nou gaan dit oor ons wapens. Hoe verdedig ons dit? Maar daar's wapens van verdediging en daar's wapens van aanval. Kom ons kyk 'n bietjie wat bedoel hierdie goed. Nou, hy begin deur te sê, wanneer moet ons hierdie wapenuitrusting aantrek? Want hy praat nou van, hy gebruik die metafoor van 'n oorlog, en hy sê soldate moet wapenuitrusting aantrek. Wanneer trek ons dit aan? Hy begin sommer daar dadelik deur te sê, hy sê, staan vas, deur waarheid as gordel om julle heupe te dra, en trek God se vuispak as borsharnas aan. Hy sê, staan vas. Staan vas. Dit beteken die oorlog het klaar begin. Jy sê nie vir 'n soldaat, staan vas, as hy nie in die oorlog is. Volgens Paulus is die oorlog 24/7 besig om aan die gang te wees. En daarom praat hy met die kerk, hy sê, julle moet vas staan. Hoor nie wat hy sê nie. Hy sê nie, julle moet môre vas staan as die moeilikheid kom, of oormôre as die moeilikheid kom nie. Nee, hy sê, staan vas. Nou, is 'n taal wat hy gebruik. Hierdie Griekse woord wat hy gebruik, wys hy sê, dan sê hy, staan vas, as die gordel om julle heupe vasgemaak word, dra hom, terwyl julle vas staan. Dis nie iets wat jy nou moet aansit nie. Paulus sê, julle het hom reeds aan. Jy loop met daai gordel. Nou moet jy baie mooi dink, hy sê vir ons, die Griekse woord wat hy gebruik, en dit vir jou uitwys, die woordjie is 'n present continuous sense, in die Grieks het hulle dit. Dis iets wat jy gedoen het, dis klaar gedoen, maar jy hou aan om dit te doen. So die gordel van waarheid wat ons aantrek, die wapenuitrusting wat ons aantrek, is nie iets wat jy aantrek as jy sien moeilikheid kom op die horison nie. Vir Paulus is dit iets wat jy klaar aan het, jy het dit vandag aan, en jy het aanhoudend dit aan. Is 'n present continuous sense. Dit beteken, ek en jy gaan nie wag dat die vuurige pyle, want hy praat van die vuurpyle wat die duiwel na ons harte toe stuur, is al die leuns wat hy na ons toe skiet. Jy sit hom nie aan as jy sien die pyle is in die lug nie, dan is jy al klaar reg, dit is te laat. Wanneer trek ons die wapenuitrusting aan? Volgens Paulus, nou, vroegtydig, voordat die oorlog oorhand oor jou kry. Trek dit aan en leef met dit. Geen soldaat trek sy wapenuitrusting aan nadat die oorlog klaar begin het nie. En volgens Paulus het die oorlog begin. Maak jou gereed. Hoor wat sê hy? Hy sê, dra onder alle omstandighede die skild van geloof. Bly in alle omstandighede op julle hoede. So wanneer dra jy die skild van geloof, Karina? Dis lekker, sy sit hier. Alle omstandighede, goeie omstandighede, slegte omstandighede, ja, in alle omstandighede. Ons het 'n konsep gekry in die kerk, dat jy sit die wapenuitrusting aan wanneer die pop die fan tref. Wanneer die moeilikheid klaar daar is. Paulus sê nee. Hy sê ons leef met daai goed onder alle omstandighede. Nou Paulus gebruik groot tema hier. Is 'n tema wat in die Bybel kom, en ek wil dit graag vir julle vandag bewys ook hoe groot is hierdie tema. En ek dink ons maak min van dit, en ek dink van ons Christene lê baie onder hierdie probleem. Paulus gebruik heeltyd die woorde, julle moet staande bly. Staande bly. Is 'n oorlogsterm. As jy aangeval word, bly staande. Moenie jou voeting verloor nie, moenie momentum verloor nie, moenie begin retreat nie, want dan is dit moeilikheid. Bly staande, staan jou plek, gee weerstand. Daai is 'n groot tema. Hoor gou, Efesiërs 6 het ons nou net gelees, wees sterk in die Here, trek die volle wapenuitrusting van God aan, sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. 1 Korintiërs 16 vers 13 kom op 'n ander plek. Hy sê, wees waaksaam, staan vas in geloof, wees moedig, wees sterk. Ek love daai woord, wees waaksaam. Wat beteken waaksaam? Waaksaam beteken die oorlog is nog hier nie. Jy is dalk nou in 'n plek van peace. Maar wees waaksaam. Waarom? Iets is op pad. Dis hoe die duiwel werk. Paulus ken die duiwel. Hy ken die duiwel, hy ken sy strategie, hy is bekend met sy strategie. Hy sê, wees waaksaam, ek love it. Filippense 4 vers 1, hy sê, my geliefdes, staan vas in die Here.
1 Petrus 5, 8-9. Weerstaan die duiwel standvastig in die geloof. Jakobus 1:6. Hy wat twyfel is onbestendig in al sy weë. Korintiërs 15. Daarom wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloediglik in die werk van die Here. Hebreërs 10. Laat ons vashou aan die belydenis van hoop, sonder om te wankel. Psalm. Hy is nie bang vir slegte tyding nie. Sy hart is standvastig, vertrou op die Here, wees sterk en volmoed, sê Josua. Dis 'n massiewe tema, wees sterk. Paulus bou op hierdie tema. Weet julle wat is ons uitdaging? As ek en jy nie leef, ons almal het dit al gevoel, ek weet van dit. As ons nie leef met die wapenuitrusting, hier's wat gebeur. In oorlog is daar 'n term, is daar 'n formaat van aanval wat baie suksesvol gebruik word. En hulle noem dit in Engels is 'n surprise attack. Is 'n surprise attack. Die duiwel is baie goed met surprise attacks. So wanneer val hy jou aan? Wanneer jy rustig en kalm is en niks verwag nie. Dit gaan ongelooflik goed nou. En wat gebeur die oomblik as dit gebeur? Bang, sonder dat jy weet, vuurige pyle. En weet jy wat is die uitdaging? Hier is die twee goeders, hoekom ons moet standvastig bly. Hoekom wil jy standvastig bly? Ek dink dis groot om te onthou. Wat droom God vir jou lewe? Liefde, vrede en blydskap. Wie hier soek nie een van daai drie nie? Wie voel Jaco, ek het te veel liefde, te veel blydskap en te veel vrede in my lewe? Wie van julle hier kort 'n bietjie liefde, blydskap en vrede? Wie van julle kort dit nou in die einde van hierdie jaar? So met ander woorde, hoor nou mooi. Dat is die een ding. Ek was in 2-3 weke terug was ek op 'n retreat gewees, 'n gebed gewees jy's vir so 5 dae saam met 'n groep wat ons net bid en dan kry ons so stukkies input en Gary Moon, die stigter van Renovare Universiteit in Amerika, ongelooflike geestelike persoon. Hy sê, hoe weet jy het geestelik gegroei? Hoe sal julle sê? Dink 'n bietjie by jouself. Hoe weet jy is geestelik sterker hierdie jaar as wat jy laas jaar was? Praat jy meer in tale, doen jy meer wonderwerke, het jy groter geloof? Nee, weet jy dit? Dit is baie maklik om dit te meet. 3 goed. Het jy meer liefde in jou lewe? Voel jy meer geliefd? Dat jy deur God gelief is, voel jy sy liefde meer? Gee jy meer liefde? Tweede, is daar meer vrede in jou lewe? Derde, is daar meer blydskap in jou lewe? Julle kinders van die Here moet geken word met liefde, vrede en blydskap. Nee, nors, kwaad, ons staan maar vas onder die laste van hierdie wêreld, ons is tussen die boom en die bas nie. Nee, dis nie wat God jou wil hê nie. Waartoe wil hy jou vat? Hy wil jou plek vat van vrede en blydskap. Dit moet die normale deel van jou lewe wees. Dis die fondasie van jou lewe. Vrede en blydskap, vrede en blydskap. Liefde, vrede en blydskap. En die oomblik hoekom Paulus heeltyd sê, staan vas, want wat gebeur? Julle, as jy 'n aanval teen jou aankom, en jy val, ons praat van klein goedjies, nie groot goed nie. Kom ons imagine die tipe aanvalle wat kom. Ongeduldig. Weet jy werk, jy's besig met iemand, en hulle doen iets anders as wat jy het sal doen. Wat is die eerste ding wat in jou hart opkom? Stupid man. Verdomp. In daai oomblik is dit so 'n klein gedagtetjie wat in jou gedagtes inkom. So 'n klein gedagtetjie en sonder dat jy dit agterkom, besluit en besef jy, ek is eintlik beter as jy. Jy dink 'n bietjie, net 'n bietjie, meer van jouself as wat jy moet. En jy vergeet hoeveel keer ander al vir jou mos genade gehad het, hoeveel keer jy al stupide goed gedoen het en hoeveel geduld God vir jou moet hê. Ek staan in skande as ek geïrriteerd raak en dit gebeur. Te veel. En dan besef ek, hoeveel geduld moet God nie met my hê nie. Met my sinnelose stupid reaksies. Daar gaat Jaco alweer. Ag my heng, daar vrees hy alweer. Het ons nie nou oor redding gepraat nie. Het ons nie al redding. Weet jy wat? God bly glimlag, hy bly my lief, hy bly geduld en hy bly liefde hê vir my. So as Paulus sê, staan vas, is dit nie net dat jy daar onder die lading van hierdie wêreld moet staan en die druk van die wêreld, nee. Hy wil nie hê jou liefde, jou vrede en jou blydskap moet gesteel word nie. Come on. Hoe voel jy as jy een oggend wakker word en 'n vrees oorval jou? Ons gaan nie genoeg geld hê om hierdie maand te kom of
Maar hoeveel keer het jy dit al gedink? Come on. Wie het al gedink, ons het nie genoeg geld om weer hierdie ding te kom hê? Wees nou eerlik met, laat ek dit jou aan sê, wie het al ooit dit gedink? Ek het al gedink, ek wil graag julle maatjies wees, julle het nog nooit dit gedink hê. James, jou familie is geld se baas. Amazing! Nou, kom ons vat net gehou, daai een oggend word jy wakker, nou ja. Ek het nou rekenings, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie. Waar is jou vrede? Help my. Waar is jou vrede? Raai wat? 'n vurige pyl het nou net gekom en hy brand, en hy vul jou met angs, met vrees. Hoekom? Paulus sê, ek wil nie, jy moet dit verloor nie. Staan vas. As hy pyl kom, nou kom ek gaan vra. Wie van julle het al meer as 2 keer dit gedink? Okay. Wie van julle het al meer as 10 keer dit gedink? Okay, wie van julle dink dit 1 keer 'n week? En jy's nog steeds hier. Raai wat, ons bly die duiwel se leuns glo. En Paulus sê, come on guys. Jou vrede en jou blydskap hoef nie gesteel te word nie. Hoeveel keer het julle al hierdie ongelooflike great naweek beplan? Jy wil weg op vakansie gaan, of iets great. Wat jy wil gaan rus, jy wil gaan kuier. Jy wil bly wees, jy wil lief wees vir mekaar. En dan sê jou vrou net iets verkeerd terwyl jy die tent opslaan. Ons noem dit, Pierre, wat noem ons dit? Angs? Aankomsaggressie. En dan wat die kinders wil doen, julle weet wat dit is, né? Hulle moet nou pale vashou. Pa het nie die instructions gelees van hierdie nuwe tent nie, maar waar wil die kinders wees? Hulle wil in die water wees. So hulle fokus nie op hierdie job nie, né? Jou vrou begin hang, kom ons dink aan 'n mooi woord. Sy voel offens omgegooi. Dat jy nie die instructions wil lees nie. En almal hang in 'n paal, hulle wil by enige ander plek wees en dan ruk jy jouself op, luister hier. Weet julle wat kos hierdie verdomde vakansie ons? En julle sal nou begin bly raak. Ek bly, almal van julle, kom, bly nou. Wees bly. En bly geniet dit, as jy dit geniet, dan slat ek vir jou. Nou, okay, ek het dit nou van my lyf af gekry. Ek het 'n bietjie opgeboude aggressie, maar moet dit net so 'n bietjie gelees, Okay, julle, hoekom gaan dit so goed met my? Ek kry my goed at least hier uit. Waar kry julle goed uit? As ons nou baie mooi dink, as ons dink aan geestelike oorlogvoering, dan dink ons aan kruise en verskriklike exorcisms. Nee, it's a daily fight. Daaglikse klein goedjies waarin ons misluk. Imagine, ek bly geïrriteerd word met mense om my. Ek is aanhoudend, en ek kom nie agter as die duiwel se aanval nie. Hier is wat ek geleer het, en ek glo vir my, ek is absoluut bewus daarvan. As ek voel jy irriteer my, sê dit net iets van my. Sê my niks van jou nie. Sê vir my net iets van wie ek is. Imagine elke dag staan ek en ek bied weerstand, en elke dag raak ek meer geïrriteerd. Weet jy wat sê ek naderhand? Ek raak al hoe meer selfsugtig, al hoe minder blydskap, al hoe minder vrede, al hoe minder liefde, en raai wat? Naderhand as ek weer my oë oopmaak, is ek so ver van God af. Ek herken nie eers meer Christendom nie. Ons kan nie laat hierdie goed net verbykom. Ek en jy val daagliks. Maar mense, asseblief, kom ons word wakker. Kom ons jaag liefde, vrede, blydskap na. Kom ons jaag dit na. Ons weerstaan hom. En Paulus gee vir ons al hierdie ongelooflike toerusting om hierdie goed te weerstaan. So kom ons bly staande. Julle weet mos wat doen ons? Ons beskerm die goed wat vir ons belangrik is. Stem julle saam? Ons beskerm vir ons die goed wat vir ons belangrik is. Hoe belangrik is jou siel vir jou? En wat doen jy aktief om jou siel te beskerm? Wat doen jy aktief om jou siel te beskerm? Wat doen jy aktief om vrede en blydskap te beskerm? Paulus gee vir ons 'n klomp idees. Ek skiep sommer hierdie, kom ons kom by sy idees uit, nou wil ek by iets anders uitkom. So Paulus kom en hy sê, maar jy
en dis eintlik ongelooflik. Kan ek dit vir julle lees? Luister gou hierop. Hy sê hierdie tipe goed, hoor wat sê hy? Hy sê: "Staan dus vas deur waarheid as 'n gordel om julle heupe te dra. Trek God se vryspraak as 'n borsharnas aan." So, jy moet vryspraak aantrek. Waarheid aantrek. Dra onder julle alle omstandighede die skild van geloof. Vat hom en tel hom op. Gebruik God se verlossing as 'n helm op. Waarvan praat hy? Met wie praat hy eers? Kom ons vra dit, met wie praat hy? Met die kerk in Efesiërs, dis Christene. Hy praat met mense soos ek en jy. En nou, hoe voel jy as hy vir jou sê, trek God se verlossing soos 'n helm aan? Maar het jy nie klaar God se verlossing nie, want jy is dan 'n Christen. As jy 'n Christen is, beteken dit jy klaar God se verlossing. As jy vandag bely Christus, beteken dit die waarheid het klaar segevier in jou, want is net die waarheid wat in jou die goeie nuus kan laat oortuig wees van. Met ander woorde, Paulus praat van goed wat ons eintlik al klaar het. Mens wat hy sê. Hier's wat hy sê, op een manier sê hy. Hy sê, ek weet geloof het julle gered. Ek weet julle het verlossing. Ek weet geregtigheid. Hy praat van die borsharnas van geregtigheid ook. Ek dink, is so mooi wat hy eintlik sê. Hy sê, julle sal klaar vrygekoop. Maar weet jy wat sê hy? Op een manier is al hierdie goeders nog in julle gedagtes. Ek wil hê julle moet dit aantrek en dit 'n deel van julle everyday life maak. Hier's wat hy sê, ek wil hê God se verlossing moet skuif van jou kop af na jou hart toe. Ek wil hê waarheid moenie idees wees waarmee jy leef nie. Waarheid moet die fondasie wees van jou elke dag se lewe. Laat dit skuif van die kop af, laat dit skuif na die hart toe. Skuif na die hart toe. Kan jy imagine die duiwel kom met 'n leuen? En het jy al die gevoel? Weet jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie goed genoeg nie. En weet jy, omdat jy nie goed genoeg is nie, jy is nie goed genoeg vir God se koninkryk nie. Maar nou, as jy die helm van verlossing aan het, wat sê die helm van verlossing vir jou? Hy sê, ek is klaar verlos. Nie deur wat ek doen of wat ek nie doen nie. Ek het dit klaar. Imagine, dat dit is nie net jou verlossing, die feit dat God jou verlos het, is nie net in jou gedagtes nie. Imagine is in jou hart. Kan jy sien hoe moeilik? Ek vat 'n voorbeeld. En vir hierdie pragtige girl is ek baie lief. En ek het 'n funny suspicion sy het my lief. Sy kom elke aand terug huis toe. Baie keer as ek sien sy klim mekaar en ek sê nooit weer terugkom nie. Sy kom elke aand terug. As iemand vir my sê, hulle sien Karina saam met 'n ander man kuier. So ek sê, great. Sy het 'n rede om daar te wees. Wat gaan jy vir my moet sê om my te oortuig dat sy is ontrou aan my? Jy gaan vir my foto's wys, dan gaan ek sê, dis gedokter. Jy gaan vir my video recording speel van 'n gesprek en ek sê, dis AI. Waarom? Niks wat jy vir my kan sê kan override wat sy al deur my liefde het, vasgegrond het in my siel nie. Nou waarom twyfel jy so gou as die duiwel sê, jy is nie goed genoeg vir God nie? Want dit is net in jou kop. Jou verlossing het nog nie gesak na jou hart toe nie. Jou verlossing is 'n kopding. Jy ken die skriffies, hy het my vrygekoop. Die kruis het my verlos. Maar weet jy wat? Paulus praat nou van wat gaan gebeur as daai goed wat in jou kop is afsak. Die gordel van waarheid. Dit maak dit vas in jou wese. Maak hy vas in jou wese. Maak dit vas in jou wese. Wat dink jy kan die duiwel vir jou sê? As jy in jou siel voel, how he loves me. How God loves me. Ja, maar jy het foute gemaak hierdie week. Ek het. But still how he loves me. Maar jy het hierdie en hierdie mense sleg. Ek weet. Maar daar skrif wat vas is hier in my siel. Niks sal my kan skei van die liefde van die Here nie. Niks, geen hoogte, geen diepte, geen owerhede, geen magte. Geen hemelse of selfs enigiets wat in die hemel uit oorsprong het, kan my skei van die liefde wat God vir my het nie. Dit is vas in my siel. Dit is vas in my siel. Paulus wil hierdie goeders wat ons doen en hierdie goeders waarvan hy praat, hy sê, vat die dinge wat jy reeds het, dis die goed wat jy nie het nie. Vat die goed wat jy reeds het en spandeer tyd daarmee, laat dit van die kop af stap na die hart toe en jy weet, die verste avontuur vir enige mens om te stap, is van die kop af na die hart toe. Christenskap is nie supposed om 'n leervak te wees nie.
Kan jy nie dink? Kom ons kyk wat sê hy. Trek die gordel van waarheid aan, en hier is die eerste ding. Mense, wat sê duiwel? Wat is hy die vader van? Leuns. So wat sê Paulus, moet jy vasmaak om jou middel? Gordel van waarheid. Hoekom die gordel van waarheid eerste? Is my baie interessant. Is die waarheid, is die gordel wat die hele, is 'n leerbelt, 'n baie dik leerbelt, wat die hele wapenuitrusting vasmaak aan jou. Hy bind alles vas. En hy's die anker waarop al die ander dele vashak. Wat vashak aan. Hy sê, laat waarheid in jou gevestig word. En wat is die waarheid? Daar is net een lewendige God. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. En dan, hy het my geskep. Hy het sy seun aarde toe gestuur om vir ons sondes te kom sterf. Dis waarheid. Daaraan raak ek nie. En dan was sy prys wat hy betaal het genoeg om selfs my lewe te red. Ek wat skuldig was te red. Dis waarheid. Ek raak nie aan daai goeters nie. Daai is fondasie, is waarheid, is vas. En hy het my gered en ek is syne vir ewig en ewig. En eendag kom hy terug, ek gaan deel. Dis waarheid. As jy nog sukkel met die goed wat ek nou sê, maak werk, kom praat met iemand, sit in die woord, kom by die Here uit. Daai goeters is fondasie. Dis vas. Dan kom hy na 'n wonderlike ding. Hy sê, trek die borsharnas aan. Hy sê, en trek God se vryspraak borsharnas. Wat is dit? James, wat is vryspraak borsharnas? Dit beteken, you are free. Die duiwel heeldag vir jou sê, jy's nie vry nie. Hy wil heeldag vir jou sê, jy's skuldig. Die ander ou vertaling gebruik die woord geregtigheid. Jy het geregtigheid. There's righteousness in your soul. Dit beteken, I haven't done everything wrong, but because of what Christ has done, I am clean and free and righteous. Dis die goeders wat ons moet wonder oor as die stryd slaan nie. Dis goeders wat moet wees daar, vas moet wees as die stryd slaan. Hierdie ongelooflike woorde, trek die skoene van vrede aan, om bereid te wees om die goeie nuus te verkondig. Almal vra my, hoekom is ek so bly? Ek verkondig elke week die boodskap, die goeie nuus. Dit lyk vir my, vrede kom op twee maniere. Die een manier, vrede wil vir jou kom, maar dan sê hy, dan verkondig jy die boodskap van vrede. So die oomblik as jy vrede het, gebeur iets. En jy kry al hoe meer vrede, hoe meer jy vir ander mense help om daai vrede in te beweeg. Hoe meer jy ander mense help om daai boodskap van vrede te hoor, hoe meer kry jy vrede. Hy kom by skild van geloof, onder alle omstandighede, helm van verlossing. En die werk wat Christus vir jou gedoen het, is my mooi, dit is die helm van verlossing. Jy tel hom oor jou kop. Waarom? Waar kry jy die grootste pyle van vuur? Dis in jou gedagtes. Jy is nie goed genoeg nie. God het almal gered behalwe jou. Jou sondes is te groot. Jou verlede is anders as iemand anders se verlede. You are not good enough. Trek hy helm van verlossing as. Ja, jy's reg, ek is nie goed genoeg nie, maar hy is goed genoeg. Dit's ankers in jou lewe. Ankers in jou lewe. En dan kom hy by die derde groep. Dan praat hy van die swaard, wat die tweesnydende swaard is die woord van God. En dan noem hy 'n ander ding, en hy gee nie vir hom 'n instrument nie, hy noem hom, gaan lees hom, hy praat net van die gebed in die gees. So wat sê hy, hierdie twee goed, dis nie vir beskerming nie, julle. Hierdie twee goed is om te jaag. Jy het nie net beskermende armor op nie, jy het wapens en jy het twee wapens om net verder weg te jaag, om hom uit jou huis uit te dryf, uit jou erf uit te dryf, uit jou lewe uit te dryf, uit jou besigheid uit te dryf, uit jou kerk uit te dryf, uit jou verhoudings uit te dryf. Jy kan hom dryf met wat? Woord en gebed. Woord en gebed. Woord en gebed. Hoekom woord? Hoe gaan jy waarheid in jou hê as jy nie die woord in jou het nie? Konstant die woord in jou inkry. Waarheid en gebed. Waarheid en gebed. Waar was Jesus se, hoe het Jesus weerstand gebied toe hy in die woestyn was? Satan het dan toe gekom? Sê, jy kan vir hierdie brode sê, jy kan vir hierdie klippe sê, word brood. Dan sê Jesus elke keer, wat sê hy? Daar staan geskryf. Onthou, wat het hy in die woestyn gaan doen? Hy het gaan bid in die woestyn, so hy het woord geken, hy het gebid. Dan kom hy weer, sê Jesus vir hom die woord, sê hy, ek mag nie die Here my God versoek nie. Die waarheid is in hom. So hy val die Satan ook aan met die woord. Woord en gebed. Ek kom by 'n laaste ding en hiermee sluit ek af. Ek moet net gou kyk. Ja, band nog nie julle nie, ons gaan nog 'n song sing ook.
'n praktiese voorbeeld. Ek vat julle gou na 'n praktiese voorbeeld toe. Ek gaan vinnig klaarmaak. Ek wil vir julle wys hoe werk die wapenuitrusting en wou lyk dit as ons dit mis. Jesus kom by 'n groep disippels. En hy sê vir sy disippels, kom klim in 'n skuit en kom vaar na die oorkant. Hulle klim in 'n boot en toe hulle in die middel van die nag kom, in die middel van die meer kom. Het jy al gevoel soms is in die middel van die nag in die middel van die meer, waar die moeilikheid jou tref? Het jy gesien jou kind se tandpyn kom in die middel van die nag? Het jy al gesien? Ja. Of jy kry jou tandpyn Vrydagmiddag 3:00, die tandarts het net toegemaak. En dan moet jy deur sien tot maandag toe. Middel van die nag. Stormstoot op. Dis donker, dis gou, dis golwe. Hulle almal is vreesbevange en hulle skud vir Jesus wakker. En ek wil gou vir julle Jesus se woorde lees. Dis so mooi. The disciples woke on him. And dis nie wat hier staan nie. Dis laat nie wat hier staan nie. Hierdie bril, ek het 3 brille. 3 brille, ek beloof. Al 3 doen iets verskillend. En om een stuk ding te doen, moet ek 3 brille gebruik. So, daar staan woke. Maar ek moet die orde reg kry, nou gaan ons daar wees. Maar is hierdie goed op Facebook? Ons moet hierdie afkry, hoor, oh my hel. Nou gaan daar 'n storie wees van die disciples wat woke gegaan het. Ag, Here, help my. Okay, the disciples went and woke him up. Okay. Master, we're going to drown. When Jesus woke up, ek kan nie daai woord meer sê nie. He rebuked the winds and the raging waves. Suddenly the storm stopped and all was calm. Then he asked them, where is your faith? Where is your faith? Daar was 'n oomblik waar hulle nie die skild van geloof gehad het nie. Hulle het nie die oggend hulle wapenuitrusting aangetrek nie. Hulle is in 'n boot. Jesus is in die boot. Golwe slat om hulle. Nou ouens, is dit iets verkeerd om vir Jesus te gaan vra, Jesus kom help? Nee, dis nie wat hulle gedoen het nie. Hulle was angsbevange, vreesbevange, om wakker geruk. Hoeveel keer skrik jy in die middel van die nag wakker en jy dink aan iets, jy onthou aan iets, jy vergeet iets. Iets hou jou uit die slaap uit. Vrees, angs, koue sweet. Waar's jou wapens? Waar's jou skild van geloof? Jesus vra vir hulle, waar's die geloof? Hy vra nie vir hulle, het hulle nie geloof nie. Hoor mooi, hy vra nie, het hulle nie geloof nie. Hy sê, wag, is so mooi. Where is the faith that you already have? Where is your faith? You already have it. Where is it? Where is it? Ons kan nie as Christene waag om 'n dag in te gaan sonder die wapenuitrusting van God aan te trek nie. Sonder die wapenuitrusting van God aan te trek. En hier sit. Hier is die woord. Bent, julle kan vorentoe kom. Hoeveel keer voel dit vir jou in jou boot? Golwe is net te groot. Die nag is net te donker. Die land is net te ver. En dit wil jou joy steel, dit wil jou vrede steel, dit wil jou liefde steel. Geloof is nie iets wat jy nie het nie. Jy het dit klaar, jy is 'n kind van die Here. Geloof het jou gered. Jy het geloof. Jy het geloof. Maar hoe wen ons dit? En dis die ding. In jou boot is die een wat die duiwel klaar oorwin het. In jou boot is hy wie die duiwel klaar oorwin het. Julle het hom oorwin toe hy getoets was op aarde. Die Bybel sê Jesus het nooit een versoeking gefaal nie. Hoor mooi. Hebreërs 4:14 sê daar baie mooi. Hy sê ons het 'n hoëpriester wat net so versoek is soos ons. Hy's net so aangeval soos ons, maar hy het sonder swakheid en sonder failure. So hy weet hoe om die duiwel te oorwin. Tweedens het hy in die doderyk afgegaan na sy dood. Hy het hierdie riem transcendeer na die doderyk toe en in die duiwel die sleutels van die duiwel gaan vat daar. En in die angel van dood weggevat daar. En hy het teruggekom en hy's 'n oorwinnaar. Op elke vlak is hy oorwinnaar. En dis hoekom noem ek dit vir jou. Jy het wel die wapenuitrusting van God, maar raai wat's ook in jou boot? Is die een wat weet hoe om te oorwin. En hier is die goeie nuus.
Jesus is vir jou. Jesus is vir jou. Jesus is vir jou. Christ is for you. Christ is for you. Christ is for you. And if Christ is for you, who will be against you? Ons gaan nou 'n lied sing waar ons hierdie Christ se naam groot maak. Ons stap nie hier uit bang vir die duiwel nie. Ons stap hier uit in oorwinning. Stap jy uit met oorwinning. Die groot oorwinnaar is my fondasie. Groot oorwinnaar is my fondasie. Kom ons maak sy naam groot. Dankie. Liewe gemeente, ek seën nie met Gods liefde, Gods vrede en Gods blydskap. Amen. Amen. Kry vir jy 'n lekker koppie koffie daar buitekant. Of hier binne, weet jy of het nog geen nie. En lief vir julle, sien julle volgende week, dankie.